Ester. Die storie van Ester begin lank gelede in 'n plek met die naam Susan. Die Judeërs het as ballinge geleef onder koning Ahasveros. Op 'n dag besluit koning Ahasveros om 'n ete te hou sodat hy vir almal kan wys hoe mooi en ryk sy koninkryk is. Op die laaste dag van die partytjie roep hy sy vrou, koningin Vashti, sodat almal kan sien hoe mooi sy is. Maar koningin Vashti sê, nee, ek wil nie. Dit het koning Ahasveros baie kwaad gemaak. Hy het koningin Vashti weggestuur en haar gestroop van haar titel as koningin. Koning Ahasveros besluit toe dat hy 'n nuwe vrou wil hê. Hy laat toe al die mooiste vrouens in die land haal om voor hom gebring te word sodat hy 'n vrou kan kies. Een van hierdie vroue was Ester. Sy was 'n weeskind wat grootgemaak was deur 'n man met die naam Mordegai. Mordegai sê vir Ester dat sy nie vir die koning moet sê dat sy 'n Judeër is nie. Toe Ester voor die koning verskyn, het hy baie van haar gehou. Hy het besluit om haar sy vrou te maak en sy word toe koningin Ester. In die koninkryk was daar 'n man met die naam Haman. Hy was belangrik en die mense moes voor hom buig as 'n teken van respek. Maar Mordegai wou nie voor hom buig nie. Dit het Haman baie kwaad gemaak. Hy besluit toe dat hy Mordegai en al die Judeërs wil uitroei. Haman oortuig die koning dat die Judeërs 'n probleem is en dat die koning hulle moet laat doodmaak. En weet julle wat, maatjies? Die koning stem toe saam. Die Judeërs was baie bang en baie hartseer toe hulle die nuus hoor dat hulle doodgemaak gaan word. Mordegai het sy klere geskeur en as op sy kop gegooi. Mordegai vra toe vir Ester om na die koning te gaan en te smeek dat hy nie die Judeërs moet doodmaak nie. Ester was bang. Sy het geweet dat as iemand na die koning sou gaan sonder dat die koning hulle genooi het, sou hy hulle doodgemaak het. Ester het gevas en gebid dat Jahwe haar moet help, maar Ester was braaf. Sy stap na die koning, seker dat hy gaan kwaad wees en haar laat doodmaak omdat sy opdaag sonder dat sy genooi is. Maar die koning is bly om haar te sien. Ester nooi die koning en Haman na 'n partytjie wat sy gereël het. By die partytjie sê die koning vir Ester dat sy vir enige iets kan vra wat haar hart begeer en hy sal dit vir haar gee. Ester sê, laat asseblief my en my volk lewe, want daar is 'n opdrag gegee dat ons doodgemaak moet word. Wat? Wie is dit wat jou wil doodmaak? Vra koning Ahasveros. Ester antwoord, slegte Haman. Haman was baie bang. Die koning is woedend en hy laat vir Haman arresteer. Haman word doodgemaak. Ester se moed en geloof het die Judeërs gered. Ester leer ons dat Jahwe enige iemand kan gebruik vir sy werk, dat ons as gelowiges moet opstaan vir wat reg is en dat ons geloof moet hê in Jahwe se raadsplan en sy tyd.